Dis my so lekker om vanoggend met François Slabber te gesels. Nou, hy is die mede-direkteur van A tot Z Pekan. François, baie welkom hier by Grootplaas. Ja, baie dankie. Dus baie dankie vir die geleentheid om met julle te kan gesels. Vertel vir my 'n bietjie van die Pekaneet-konferensie daar op Orania. Waaroor gaan dit en wat behels dit alles? Weet jy, Mia, die Pekaneet is 'n geleentheid vir die mense wat navorsing doen in die Pekaneetbedryf, sowel as die mense wat toerusting vervaardig vir die Pekaneetbedryf, eintlik almal wat by die bedryf betrokke is, om met die produsente op grondvlak in 'n plaas opset met mekaar te kan gesels. En ons sê, dit is eintlik daar waar kennis, kontakte en kuier mekaar ontmoet, sodat die bedryf eintlik nader aan mekaar beweeg, dat kennis nader aan grondvlak kan kom, en jy weet dat amper 'n een-stop diens is waar mense kan sien wat in die bedryf gebeur, wat se toerusting is beskikbaar in die bedryf, en jy weet wat se geleenthede en nuwe uitdagings is in die bedryf, want dis eintlik gewoonlik, jy weet, jy's daar op jou plaas, maar daar's goeders wat gebeur in die agtergrond en ons probeer dit eintlik op grondvlak kry. Net vir interessantheid, en ek dink sommer om 'n bietjie 'n groter prentjie te skets, hoe gaan dit en hoe groot is die Pekaneet-industrie daar aan julle kant van die land? Kyk, die Pekaneetbedryf in Suid-Afrika het eintlik aan die ooste kant van die land begin, baie jare gelede, in Nelspruit in die ooste, maar die weste is nou die kern van die Pekaneetbedryf. Dis die grootste aanplantings is hier, die eerste aanplantings in die weste kant was so in die vroeë 90s, maar die bedryf groei jaar op jaar. Ek dink ons is Daartswater is definitief nou Vaalaat die heel grootste area, en die Oranje rivier seker baie naby aan die tweede grootste area wat Pekaneet produksie aanbetref en wat aanplantings aanbetref. En dit groei nog steeds. So die belangstelling is groot, die toetreders is baie, en ons is almal opgewonde. As jy nou 'n bietjie moet terugsit, hoe het julle die behoefte ontstaan om 'n konferensie spesifiek met hierdie fokus te hê? Wat was daai behoefte? Sien, die ander direkteur, ons is 3 direkteure, Dr. Ben de Klerk, hy is van Orania, Johan Coetzee, hy is van Grootdrink, en ek self is ook van Grootdrink, en ek is 'n konsultant in die biologiese bedryf, so ek verskaf biologiese produkte in die Pekaneetbedryf. Ek het vir Johan so in 2011 ontmoet, en hy is al 34 jaar in die Pekaneetbedryf. En jy weet, jy kom op 'n plaas, jy maak nuwe waarnemings, maar jy het nie altyd 'n platform om dit te deel nie. Jy weet, en dan begin ouens jou bel, en so het Johan 'n Facebookblad begin, en uit die Facebookblad het dit daar eintlik 'n behoefte gekom om die kennis wat ou daar deel op die Facebookblad eintlik by mekaar te bring. Jy weet, want jy kom op 'n ander plaas en dan hoor jy, okay, die ou het dit gesien op die Facebookblad, maar hy verstaan nog nie 100% wat is die agtergrond van dit nie. En ons het eintlik besluit om dit met kennis in te vul, verstaan, om die kundiges van die universiteite af by te bring en dit met kennis in te vul, sodat ons, jy weet, meer tools eintlik, toerusting in die ouens se hande kan sit, waarmee hulle jy weet, die probleme wat daar is, en die goed wat ou waarneem, kan uitvoer. Dis eintlik wat dit ontstaan het. Ja, nou wie presies is die teikengroep van die pekanprodusente in Suid-Afrika? Ja, Mia, jy weet, daar's elke jaar nuwe toetreders. Verskillende ouens maak hulle somme oor watter rede hulle toetree tot die Pekaneetbedryf op verskillende maniere. Maar eintlik is die skoolgeld wat aanplantings al betaal. So dit is van nuwe toetreders, sodat hulle kan daai eerste kennis wat hulle moet kry, om te weet, hoe moet ek 'n boord uitlê, hoe moet ek 'n boord aanplant, jy weet, waarna moet ek kyk, want daar's klein goedjies wat 'n ou in gedagte moet hou. Daar's 'n simpel dingetjie soos daar een worteltjie bo kan die grond is, dan kan die boom dood, jy weet. So sulke baie praktiese goed wat 'n ou wil deel, en dis met ander woorde van toepassing op die groter op die nuwe toetreders en die kleiner boere. En dan is daar natuurlik moet ou ook, jy weet, hierdie goed ondersteun met kennis en hoëvlakse kennis, navorsingskennis, en dit is dan waar die groter en heel groot megaboere 'n rol speel, want dis hulle die skaal wat die navorsing dryf, en eintlik dit by die universiteite se kant laat begin plaasvind. En as ek dink
toe ek begin het in die bedryf was die kennis baie min. Nou is al geweldig baie universiteite, die Universiteit van Pretoria, Universiteit van Stellenbosch, sowel as Universiteit van die Vrystaat wat navorsing doen op verskillende vlakke van die pekerneut, van die pekerneutboorde, van siektes, van swamme, van insekte, jy weet, en om daai goeders te bring na 'n nuwe toetreder toe, na 'n medium groot boer toe en selfs na 'n mega boer. Ja. Nou, as ons nou praat met mense wat dalk belangstel in hierdie tipe boerdery, volgens jou, julle wat al soveel jare in die industrie is, wat is daai ideale omstandighede wat 'n pekerneutboerdery sal laat floreer? Jy weet, eintlik met enige gewas wat jy boer, is die belangrikste ding om te weet, jy boer met sonskyn en jy boer met wortels. Ja. En in 'n pekerneut se geval is dit net nog meer die waarheid, want dit is nog 'n groter wortelstelsel. So jy moet dink aan alles wat nodig is om dit te ondersteun. Met ander woorde, diep grond. Daai daai grond moet goed gedreineer wees sodat daai wortels kan suurstof kry. Ja. Jy weet, en dan moet jy vir groot gedeeltes van die jaar sonskyn hê. Dit is 'n gewas wat baie hou van son. Dit is 'n gewas wat son kan vat, wat die hitte van die Noord-Kaap kan vat, maar ook kan goed doen in ander dele van die land. So dit is die belangrikste, jy het son nodig, jy het baie water nodig, jy het diep grond nodig en goed gedreineerde grond nodig. En as jy aan daai vraag kan beantwoord, dan is jy reg. Kyk, in Amerika sê hulle altyd, daar waar jy katoen kan plant, kan jy pekerneut plant. Hier, waar jy diep grond het, kan jy pekerneut plant, en as jy baie water het, kan jy pekerneut plant. Ek hou daarvan. Vertel vir my, waarom is Orania geoogmerk om hierdie konferensie te hou? Weet jy, Orania leer hom eintlik geweldig goed tot hierdie konferensie omrede Dr. Benny, een direkteur, kom daarvan af, so hy kon sy plaas beskikbaar stel, want dit is ons een groot behoefte, is om dit grondvlak, jy weet, plaasvlak toe te vat, sodat ou kan sê, dis hoe jy 'n gat grawe. Jy nie net sê, verduidelik nie, jy wys, hier is die gat, en dis hoe hy moet lyk, en dis wat ons wil doen, so daar's 'n pekerneutboord. Dan is die dorp het 'n groot gastehuisbedryf, jy weet, en hy het konferensiefasiliteite, so dit het eintlik vir ons 'n een-stop tipe gevoel gegee, en dan wat die doodskoot gegee, dis lekker sentraal in die land, so niemand hoef te ver te ry nie, ek dink niemand behoort meer as 600 kilos te ry om daar uit te kom nie. Ja. So dit is min of meer die goed wat ons in gedagte gehad het, en waarin Orania 100% voldoen. So as ek nou so vir jou luister, dit klink vir my dit gaan 'n baie praktiese ervaring wees vir mense wat die konferensie bywoon. Dis korrek. Kyk, wat ons doen is in die oggendprogram sal dan nou die meer kennisgedeelte wees waar ons sprekers het wat kom vertel oor die voeding en oor die verskillende goed waaroor daar gepraat word, onder andere koolhidrate, pekerneutvoeding en al die goeders wat daarmee verband gaan, en dit word op 'n lesingvlak aangebied van die oggend 8:00 tot 12:00, en dan in die middag is ons in die boorde, ons het verskillende stasies waar ons beweeg, ons kyk na water met verskillende besproeiingsstelsels, ons kyk na grondprofiele, grondgate, ons praktiese demonstrasie deur van die toerustingmanne. Jy weet, so ons vat dit letterlik boord toe, in 'n groot gedeelte van hierdie konferensie is dan prakties dat ouens kan sien hoe dit werk op die grond. Ek weet mens beplan altyd 'n ding, en mens sit interessante verrassingkies, hou mens uit. Volgens jou, wat gaan die hoogtepunt wees, of 'n paar hoogtepunte van die 2025 konferensie? Ja, kyk, daar's 'n paar goed, daar's altyd goed wat nie bykom. Ek dink daar gaan 'n drone demonstrasie wees. Jy weet, so dit is vir ons 'n hoogtepunt. Dan die groot hoogtepunt wat al 'n tema is wat van laas jaar af deurkom is, ons het navorsing begin doen so 4 jaar gelede oor hoe om alternerende drag by pekerneute te probeer ophef, om dit te probeer aanspreek. En ons sit hier in 'n boord, so dit is in die oop veld, so as daar 'n vlieg kom, moet jy weet, is maar deel van die prentjie op So dit is dan dit. Die alternerende drag is 'n groot uitdaging in die pekerneutbedryf. So daar's kultivars wat die een jaar dra en die ander jaar nie. En ons het begin met navorsing om te probeer kyk hoe ons dit kan aanspreek. En ons is baie opgewonde oor 2-3 jaar terug het ons begin met alternerende snoei om te kyk of ons dit daarmee kan aanspreek. Ons is in die 2de jaar van daai navorsing.
En ons is baie opgewonde. Ons het by die konferensie 'n boom wat ons dit op toegepas het om vir mense prakties te wys hoe dit werk en hoe dit lyk, sodat hulle kan sien wat gebeur. So dis 'n deel wat ons baie oor opgewonde is. En dan is dit om nie net na 'n ou se lesing te luister nie, maar daar in die boord rondom 'n gat met 'n kenner te kan praat, dan is 'n ou, jy weet, bietjie meer gemaklik om in te skakel en te vra, maar jy weet, bietjie van daai kennis te deel op 'n baie meer formele vlak. Ja. So ons is baie opgewonde oor dit. Ek dink dit gaan ook 'n hoogtepunt wees. Dis bietjie iets anders, of ons dink dit is bietjie iets anders. Fransjo, laastens wil ek sommer net by jou weet, ons weet dat die term herlewingslandbou is 'n absolute gonswoord in landbou en die hele industrie. Hoe gaan herlewingslandbou by hierdie konferensie geakkommodeer word? Kyk, herlewingslandbou is iets wat al lank aankom en veral soos ons net nou gepraat oor die rygewasse, maar dit is nie iets wat in boorde vreeslik, jy weet, want die ouens sê, maar ek is al klaar besig om te bewaar, want ek plant 'n boom, jy weet. Ja. Maar daar's eintlik, dit leen om eintlik geweldig daartoe om by herlewingslandbou in te sluit. Jy weet, van die praktyke is 'n no-till praktyk, en dit doen jy in elk geval by 'n boord. Ons wil minimum bewerk, ons wil minimum grond versteur, so ons is al reeds by daai gedeelte. Maar die volgende gedeelte van die herlewingslandbou is om dan die vee-faktor of 'n vee-komponent te integreer, wat moet vir jou daai grasse wat opkom in die dekgewasse wat daar is, kan wy en dan weer hulle misstowwe uitskei in die lande. En daai vee-komponent is eintlik wat vir ons baie opgewonde maak, want die pekanneutbedryf leen hom baie sterk daartoe. So ons het ouens van Dexter Suid-Afrika wat kom praat oor bees wat wy in boorde. Ons het Eddie's Eggs wat kom praat oor hoe kan 'n ou hoenders integreer in boorde. Jy weet, so daar's al interessante alternatiewe wat 'n ou kan bybring en om selfs jou verder in hierdie herlewingslyn af te plaas, jy weet, om monokultuur nog verder op te hef sodat 'n ou meer geïntegreerd en holisties kan boer. Ag, dit is so lekker met jou te gesels vanoggend, Fransjo. Ek hoop dit speel lekker uit en ek hoop dit is 'n groot sukses. Mooi dag vir jou. Ja, ek sê vir jou baie dankie en baie dankie vir die geleentheid. Mooi dag vir jou ook.